kyk met nuwe oë. Sien wat ons het in Christus. So kyk met nuwe oë en sien wat ons het in Christus. En ek wil ons moet vanoggend daarna kyk. Daar was 'n baie bekende Amerikaanse koerant uitgewer en politikus, William Randolph Hearst. Hy was 'n verskriklik bekende ou en wat hy gedoen het is, dit was vir hom belangrik om verskriklike duur kunswerke te versamel. En hy het gegaan oor die wêreld heen en hy kunswerke versamel. En op 'n stadium het hy toe 'n lys gekry van gesogte kunswerke. Hy het die lys gekry en gesê, hierdie is gesogte kunswerke. Ek wil dit hê. Ek wil dit koop. En hy kry toe sy agent oor see en hy sê vir die persoon, gaan soek vir my hierdie kunswerke. Ek wil dit graag koop. En na 'n paar maande kom die agent terug en sê, ek het vir jou goeie nuus. Ek het hierdie kunswerke opgespoor. Dis 'n besit van jy besit dit. Jy besit dit en dis in een van jou skure waar jy goed bære. En hy het nie eens geweet nie, hy sou vir baie moeite, tyd en geld gespaar het as hy op die lys gegaan en gekyk wat besit hy is. En dis 'n ware vraag. En as ons daarna gaan kyk, is dit nie baie keer presies hoe ons geestelike toestand lyk. En dis vanoggend wat ek met u wil bespreek en wat ek wil hê ons moet na kyk. En Paulus het hierdie gedeelte oor die geestelike toestand aangespreek. Hy kom en hy spreek dit aan en hy praat met die mense in Efese. Hy sê, julle lees elke geestelike gawe. Julle besit dit. Julle het daai geestelike gawes. En elke geestelike seën in Christus, julle het reeds ontvang, 'n goddelike erfenis van onskatbare waarde. Hy sê dit vir julle, hierdie erfenis van onskatbare waarde het julle reeds. Maar hy sê, julle besef dit nie. En ek wil vanoggend hê, ons moet ook daarna kyk. Ek en u het ons 'n kosbare skat wat ons besit. En ek weet nie of ons dit altyd besef nie. En dit is so belangrik. Hy skryf dan aan hierdie gelowiges. En Paulus kom en hy bid vir hulle. En dis waarna ons gaan kyk vanoggend, Efesiërs 1 vers 15 tot 23. Dis die gedeelte waarna ons gaan kyk vanoggend. Die gebed wat Paulus bid vir die Christene, vir die mense in Efesiërs. En dis ook spesifiek die gebed wat hy vanoggend vir my en u bid. En ek wil hê ons moet daarna kyk. Hy bid dat hulle werklik die hoop sal begryp. So hulle is geroep en hy bid dat hulle sal besef die glorieryke rykdom wat hulle geërf het en die onmeetbare groot mag van God. Dis die gebed van Paulus en dis waarna ons gaan kyk vanoggend. En ek wil hê ons moet daarby aansluit. En ek wil hê u moet vanoggend dit daarna kyk. Wat het ek en u as kinders van God? Wat besit ons as kinders van God? En wanneer ons na hierdie gedeelte kyk, kom Paulus en hy vra dat God hulle oë sal oopmaak, dat hulle kan besef. En vanoggend is dit ook my en die gebed van my en u, dat God ons oë sal oopmaak vanoggend, dat ons kan sien wat het ons. Amen. En as ons gaan kyk na Efesiërs 1, die eerste paar hoofstukke, kom Paulus en hy maak 'n verklaring. En dis een van die mees indrukwekkendste verklaringe wat hy maak. 'n Opsomming, hy kom en hy gee 'n opsomming en hy lê die evangelie vir ons uit. So as jy na die eerste 14 verse gaan kyk, kan jy die verklaring van Paulus sien. Hy kom en hy lê vir ons evangelie uit. En hy wil hê ons moet dit sien. Dis een van die indrukwekkende opsommings. Hy verklaar dat ons in Christus elke geestelike seën het. En as ek vir u vanoggend moet vra, wat is die geestelike seën? Weet ons wat ons geestelike seën is? Ons is kinders van God, maar weet ons wat ons het as kinders van God? Weet u wat u geestelike seën vanoggend is? Dan kan jy sit vanoggend en sê, maar dit gaan swaar met my, dit gaan moeilik, ek weet nie waarvan daar gepraat word nie, ek het niks. Maar as ek en u vanoggend kom en ons besef, ons is kinders van God.
En ons besef, dis wat Paulus wil sê vanoggend, weet u wat u het in u? Ja. Of is ons soos daai ryk man, wat hierdie skatte het, en ons weet nie as ons het dit nie. En ons begeer, ek moet hierdie skatte kry, ek moet hierdie paar kunswerke kry, maar ek het dit. En dis dieselfde wat Paulus hier wil sê. So kom ons kyk, wat is my gees identiteit en sekerheid in God? Wat is ons seëninge? Wat is ons identiteit en sekerheid in God vanoggend? Kom ons kyk daarna. Ek is gekies deur God. Is dit nie groot nie? Ek is gekies deur God. En dis nie ek wat hier staan vanoggend nie. Elkeen van u is gekies deur God. As jy 'n kind van God is, van die Here is vanoggend, is jy gekies deur God. U is heilig en onskuldig gemaak. Aangeneem as God se kinders. Verlossing en vergifnis. Dis ons geestelike seën. Vanoggend is u verlos en die vergifnis ontvang. Maak nie saak wat u gedoen het in die verlede nie. U is vanoggend skoon. Amen. God kyk na u deur die bloed van Jesus Christus asof u nog nooit gesondig het. So, as u vanoggend kom en sê, ja, maar dit het ek gedoen en dit het ek gedoen in my verlede, so God, ek's onbruikbaar. Dis nie waar nie. As u sondes bely, opreg bely vir die Here, is u verlos, het vergifnis ontvang, het kennis van die misterie van sy wil. Ons kan, met ander woorde, die Heilige Gees is in ons en met ons, en ons het daai gawe om te kan weet wie God is. En hy wil dit aan ons openbaar. Ons het kennis daarvan. Ons is vanoggend verseël met die Heilige Gees. Ons het sekuriteit. Ons het eienaarskap. Met ander woorde, ek behoort aan God. Ja. So as u vandag tot sterwe kom, waartoe gaan u? Het u daai sekerheid? En as u daai sekerheid het, weet u waartoe u gaan? Want ek is 'n kind van God, ek het daai sekuriteit, ek het daai eienaarskap. En ek is gewaarborg van my erfenis. So vanoggend as u 'n kind van God is, weet u weet waar u heen gaan en u weet u is gewaarborg van u erfenis. So met ander woorde, u weet u gaan vir ewig by God wees. En dit is die geestelike seën wat ek en u het. Deur net hierdie gedeelte te lees, die eerste 14 verse, kan u vanoggend u identiteit bepaal. Met ander woorde, as iemand vir u sê, u maak dit nie, u is 'n mislukking, en dis skokkend wat ek nou gaan sê, baie ouers het al gesê, ek wens hierdie kind was nie gebore nie. Dan hoor daai kind dit, hy gaan die hele lewe daarmee in sy kop. Maar as jy op 'n punt kan kom en sê, dit is 'n leuen gewees. Ek is kosbaar geskape deur God. Ek het hierdie geestelike seën ontvang. En niks kan dit wegvat van jou af. So dit is wat die eerste 14 verse van wat Paulus skryf sê. Maar van vers 15 af beweeg Paulus van 'n verklaring na 'n gebed toe. En ek wil vanoggend na daai gebed kyk vanoggend. En hierdie gebed is so kragtig vir my en u vanoggend. En Paulus se gebed is gefokus op die gelowiges in Efese se geestelike groei. En vanoggend is dit vir my en u. Die Here wil hê ons moet groei. Die Here wil hê ek en u moet geestelik groei. En Paulus bid hierdie gebed vir daai Christene van daai tyd af. Bid hy daai gebed. Hy wil hê hulle moet geestelik groei. En so ook vanoggend wil die Here hê ek en u moet geestelik groei. Paulus se diepste begeerte is dat God hulle 'n gees van wysheid en openbaring en kennis van hom sal gee. Wat ek het stadiger gesê, hy bid dat God hulle 'n gees van wysheid en van kennis, of van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee. En dat hulle verstand verlig word. So wat beteken dit? Vanoggend moet ek en u, wanneer ons God se woord bestudeer en wanneer ons nader aan God beweeg en ons het 'n verhouding met God, moet dit my en u begeerte wees dat God ons verstand sal verlig. Dat ons kan verstaan, dat ons die wysheid en die kennis en die openbaring van God kan kry. En daar's 3 realiteite wat Paulus bid en wat hy uit lê.
wat hulle moet verstaan, die sekerheid van ons hoop. Dis die gebed, die sekerheid van ons hoop. Is u seker van u hoop? Dis wat Paulus wil bid vir hulle, en ek kan nie sê, dit is maar net 'n gebed. Daai gebed is ook vanoggend van toepassing op my en u. Dat ons die sekerheid van ons hoop kan hê, die glorieryke rykdom van ons erfenis. Dit wat vir ons wag, ons erfenis. En die belangrik ook, die uitnemende grootheid van God se krag wat in ons werk. Die uitnemendheid van die grootheid van God se krag wat in ons werk. Besef ons wat ons het. Besef ons vandag, wat beteken dit vir my en u, as ons verklaar, ons is 'n Christen. 'n waarlik tot bekering gekom. Besef ons, dat ons dan God in ons het. Die Heilige Gees. En hierso kom Paulus en hy sê, hy wil met hulle praat oor God se krag binne in hulle. Met ander woorde, vers 1, Efesiërs 1 vers 15 tot 23 delf daarin. En dis Paulus se doel. So kom ons kyk na die gebed vanoggend. Eerstens, sodat hulle God mag ken. Efesiërs 1:17. Ons weet, uit ons eie vermoë vanoggend, kan ons nie God ken. Dis onmoontlik. U kan dit probeer, u kan op die eie krag gaan en probeer en sê, ek gaan nou God leer ken, ek moet net die Bybel woord vir woord kan lees en ken en goed, dan gaan ek God ken. Uit die eie is dit onmoontlikheid. Ons het die hulp van die Heilige Gees nodig, om openbaring oor God vir ons te gee. As u uit die eie vermoë probeer die Here beter ken, of sê ek moet 'n verhouding met God hê, so ek moet die volgende harde werke doen, gaan u dit mis. Ons het die Heilige Gees nodig in ons. Efesiërs 1:17, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die Gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee. Kom ons kyk na die New American Standard Bible se gedeelte. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you a spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of him. En dit is verskriklik belangrik. Hy is die Gees van wysheid en openbaring. So vandag kan ons sê, ek wil meer van God wees en ek kry dit weet en ek kry dit nie reg nie. Hoekom? Ons moet na die Here toe gaan, na die Heilige Gees toe gaan en vra, wat ons reeds in ons het as jy 'n kind van die Here is, openbaar vir my, help my, ek wil verstaan, hierdie is vir my heeltemal, ek verstaan niks wat ek lees nie, ek verstaan niks uit die woord uit nie, Here help my, dan moet ons op daai punt kom en vra, Here help ons, en Paulus bid, dat hulle hierdie Gees van wysheid en openbaring sal hê, met ons natuurlike verstand, kan ons nie God verstaan nie. Met ons natuurlike verstand is dit onmoontlik om God te verstaan en te begryp vanoggend. En daarom moet ek en u kom en sê, Here help ons, Heilige Gees, help ons, Heilige Gees, verlig ons verstand. Verlig ons, dat ons kan verstaan. En ek wil kyk na ons 1 Korintiërs 2:10 tot 13, ek lees net 'n deel, jy kan die hele gedeelte daarvan gaan lees. Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar. Want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Want wie van die mense weet wat in 'n mens is, behalwe die Gees van die mens wat in hom is. So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die Gees van God. Ons het evenwel nie die Gees van die wêreld ontvang nie, maar die Gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met die wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk. En hierdie gedeelte is so belangrik vanoggend, as u vandag sit en sê, ek verstaan nie God se woord nie, ek sal hom nooit verstaan nie, dis nie waar nie. U die Heilige Gees in u, wat wil openbaar, wat hy vir ons wil leer uit sy woord uit. Die Heilige Gees openbaar die waarheid aan ons uit die woord uit. So met ander woorde, as ons die woord oopmaak,
is dit nie net kennis nie, hy kom en hy openbaar die waarheid. En dan kom en dan gee hy ons die wysheid om dit toe te pas. So ons kry die waarheid, ons kry die wysheid om die waarheid te kan toepas, en dan gee hy ons die mag, of hy bemagtig vir my en u, om die waarheid te beoefen. En dit is so belangrik, ons kry die waarheid, die Heilige Gees openbaar vir ons die waarheid, en hy help ons, hy bemagtig ons. Hoe klink dit as jy uit jouself uit doen? Ek het nie die Heilige Gees nie, so dis nie kennis. So ek het die kennis, dan ontbreek ek die wysheid. En as ek het nie kennis nie, ek het die wysheid, ek het hierdie boeke kennis, gaan ek ook nie doen wat God sê ek moet doen. Ek is nie bemagtig en die krag wat ek nodig het om iets dan te doen. So dan, wat beteken dit as ons dit uit ons eie krag moet doen? Ek stoot. Ek kan al wat ek het is kennis. En kennis sonder God, kennis sonder die Heilige Gees, kan ek niks doen nie, maar die oomblik wanneer ek die Heilige Gees het, en ek tree nie ek myself uit op nie, dan kan ek die woord oopmaak, en God openbaar vir my goed wat ek nog nooit geweet het nie, en ek kan dit dan uitleef, en dan het ek die vermoë om vir iemand te vertel, want dit is nie uit myself uit nie. Efesiërs 3:16, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om die krag versterk te word, deur sy Gees in die innerlike mens. So ek word versterk in my innerlike mens, om te kan doen wat God van my verwag. En ons praat baie daarvan, moenie sit nie met werk, maar ek kan dit nie uit jouself uit doen nie, want nou kom ek en ek het die krag, want die krag kom van God af, en hy stel my in staat om te doen wat hy wil hê ek moet doen. As ons vandag kyk na 'n ateïs, hy beweer, daar is geen God vir ons om te ken. Daar is geen God nie, daar is niks wat jy hoef te ken. Dis 'n ateïs. Agnostikus sê, as daar 'n God is, kan ons hom nie ken. So hy sê, as daar 'n God is, kan ons hom nie ken. So beide van hulle, een sê, daar is nie 'n God nie, so ons kan nie, daar is niks nie. Die ander een sê, as daar 'n God is, kan ons hom nie ken. Maar Paulus kom, en hy praat anders. Hy sê, deur Jesus Christus het hy openbaring van God gekry, en deur Jesus Christus het hy gesê, jy kan God ken. So vandag kan ek en u, ons kan God ken, ons kan sy waarheid erken, want Paulus het Jesus Christus ontmoet. Die gelowige moet groei in sy kennis van God. Hoe lyk u kennis vanoggend van God? Groei u in die kennis van God. En dis verskriklik belangrik. Ons kan, dis so wonderlik dit is vanoggend, ek en u kan groei in die kennis van God. Dis nie eksklusief nie. Vanoggend is dit persoonlik vir u, sê hy dit vir u. En Paulus bid dit. Om God persoonlik te ken is verlossing. Met ander woorde, waar begin dit? U kom tot bekering, wedergeboorte. Dan kom jy in 'n regte verhouding met God. Nou kan jy God begin ken. Dit is die Engelse woord justification. Ja. Dan toenemend aanhoudend leer ons God ken. Ons leef meer want ons ken hom nou. Nou aanhoudend, dis die heilige deel, heiligmaking, sanctification. Met ander woorde, ons leer God elke dag ken. En ons kyk, en ek kyk baie van u, kan ek sien hoe u groei in daai heiligmaking. In daai proses, waar u was, is nie meer daar nie. En dis die pad wat gestap word, met ander woorde, dis toenemend aanhoudend te leer van God, meer soos die Here moet wees. En dan, om hom volkome te ken, dit gaan nie op die aarde gebeur. Dit is die ander woord, glorification. So die dag as ons klaar is op die aarde, dan gaan ons ken nou ten dele. Dan gaan ons ten volle ken, want ons is by God. En dis die pad wat ons moet stap, en ek en u moet daarna streef, en dis wat Paulus bid vir daai mense, daai gelowiges in Efesië, en dis wat vandag die gebed wat hy vir ons bid. Dit is nie genoeg om God net as ons verlosser te ken nie. En ons praat baie daarvan, dit is nie genoeg nie.
As jy sê, ek het tot bekering gekom, as ek jy moet vra vandag, en ek sê, steek jy aan op, jy hoef nie, maar as ek sê, steek jy aan op, ken jy die Here? Ja, ek het tot bekering gekom. Dit is nie genoeg nie. Dis die begin. Ja. Dis die begin. So jy tot bekering gekom, jy is 'n kind van God, maar dis waar dit begin. Van daar af moet jy groei, van daar af moet jy betrokke raak, van daar af moet jy leer, en dit is net die begin. Ons kan nie net bly by die bekering nie. Ons kan nie bly by die bekering nie, ons moet aanbeweeg. En dis wat Paulus sê, kom tot kennis, julle het die skat in julle, begin, beweeg, gaan aan. En dis wat ek en u moet doen, en dit moet my en jy ook opgewonde maak. Ons het nie 'n dooie geloof nie. Ons dien 'n lewende God. En ons gaan nou kyk, die Heilige Gees in ons. En Paulus bid vir hulle dat hulle oë sal oopgaan. So kom ons kyk vers 18. Die eerste deel van vers 18. Verligte oë van julle verstand. Nie nou die deeltjies, gaan nou die verdere deel kyk. Verligte oë van julle verstand. En ek wil die Amplified hier bysit, dit is vir my so mooi vertaal. By having the eyes of your heart flooded with light. En dan in New American Standard Bible, I pray that the eyes of your heart may be enlightened. Dit is wat Paulus bid vir hulle. So hy kom, hy gee vir hierdie openbaring, en begin hy bid. En dis die gebed vir my en u ook vandag, dat my u oë, en ek wil die Amplified, by having the eyes of your heart flooded with light. En dis wat Paulus sê vir hulle, ons dink aan die hart vanoggend, as die emosionele deel van die mens. Maar wanneer ons kyk na die hart in die Bybelse terme, wat beteken dit vanoggend, as ons gepraat word na ons hart? Die innerlike mens, dis die emosies, die verstand, die wil. Ons kyk daarna, die uiterlike mens, as ons kyk na ons uiterlike, ons het sintuie. 5 sintuie, en met hierdie sintuie kommunikeer ons, dis ons manier in hierdie wêreld om te kommunikeer. En dis ons fisiese sintuie. Die innerlike mens het egter die Heilige Gees nodig om met God te kan kommunikeer. Jy kan nie met hierdie fisiese sintuie met God kommunikeer nie. Ons het die Heilige Gees binne in ons nodig om met God te kan kommunikeer. Daarom het elke Christen die Heilige Gees ontvang by bekering. So as jy tot bekering kom, het jy vanoggend die Heilige Gees. Baie mense sê, okay, jy het tot bekering gekom, ons met die Heilige Gees gaan haal vir jou iewers, en ons met die Heilige Gees bring dat jy die Heilige Gees kan. Dis nie wat God sê nie. Die oomblik toe u tot bekering gekom het, het u die Heilige Gees in u. En met die Heilige Gees in u, kommunikeer u met God. As jy nie die Heilige Gees het nie, is jy dood. Dan is jy nie 'n kind van die Here nie, jy is niks nie. Maar die oomblik as ons kom, en jy die Heilige Gees ontvang, dan is die innerlike mens daar. En die innerlike mens kan hoor. Die innerlike mens, soos Johannes 10:27. Die innerlike mens, en is baie verse nog by dit, maar nie 'n paar. Die innerlike mens kan sien. Psalm 119:18. Die innerlike mens kan proe. Psalm 119:103. Die innerlike mens kan ruik. Filippense 4:18. En die innerlike mens kan aanraak. Psalm 63:9. Dit was nou die geestelike mens wat Jesus ook verwys het na. Die Here kom, en ek gaan dit nou vir julle lees. So met ander woorde, ons het die innerlike mens waarmee ons moet kommunikeer met God. Jy kan nie met die vlees met God kommunikeer nie. Maar ons moet die Heilige Gees wat ons reeds ontvang het in ons, moet ons kommunikeer, ons kan met hom kommunikeer. Jesus sê, Matteus 13:13, terwyl hulle sien, nie sien. En terwyl hulle hoor, nie hoor of verstaan. So die Here kom en hy sê, dit is nie mense wat al fisies, hulle kan nie, hulle oë is blind of hulle, nee, dit was in hulle innerlike mens. Hulle het gehoor wat hy sê, maar hulle het nie gehoor nie. Hulle het die wonderwerk, hulle het gesien, maar hulle sien nie. Want hulle innerlike was dood. En dis wat die Here vanoggend vir ons kom sê, en Paulus kom sê dit vir ons. Die onvermoë om geestelike dinge te sien en te verstaan, is nie die intelligensie se skuld nie,
van die hart. Soos ek gesê het, jy kan al die kennis hê in die kop. Jy kan 500 grade hê agter die naam. Maar as die hart dood is, en is nie in die innerlike mens hoor die God nie, en in die innerlike mens praat jy met God nie, dan beteken dit niks nie. Dis nie die intellek se skuld nie. Dit is die hart se skuld. Die oë van die hart moet deur die Gees van God oopgemaak word. Die oë van die hart moet deur die Gees van God oopgemaak word. So ek het nie moet op 'n plek kom wat ons sê, ek wil God dien, ek wil meer weet van hom, maar my fisiese gaan dit nie doen nie. Ek kan werk en sê, as ek 5 ure 'n dag Bybel lees en 2 ure bid, dit is werke, as ek dit doen, dan gaan ek God beter verstaan. Al wat jy doen, jy gaan kennis opbou. Maar wanneer ons kom, en ons kom na die Here toe, en die wonder van hierdie alles, is in Paulus bid dit, ons almal het dit. En hy bid dat ons oë sal oopgaan, dat die lig ons sal verlig, dat ons dit kan sien. Want wanneer ons dit sien, dan gaan ons geestelik begin groei. Want ek is nie besig in my vlees. Ek is nie besig om te sê, die pastoor het weer gesê ek moet Bybel lees soos gister. Ons het gepraat oor Bybel lees. Dis een van die dissiplines. Ja, hy het weer gister gesê ons moet Bybel lees, nou moet ek 'n uur Bybel lees. Hy het dit gesê. Dis nie waaroor dit gaan nie. Die Here sê, kom na my toe, nader tot my, ek sal tot jou nader. En die Here kom en hy sê net vir ons, die oë van ons hart moet deur die Gees van God oopgemaak word. Efesiërs 1:18, die tweede gedeelte. Ons oë word verlig, hoekom? Sodat jy kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van sy heerlikheid, van sy erfdeel onder die heiliges is. En as ons na hierdie deel kyk, die woord geroep is 'n belangrike woord in ons woordeskat as kinders van die Here. Geroep. Ons kyk daarna. Waaruit is ons geroep? Ons is uit die duisternis geroep. God het ons uit die duisternis uitgehaal en het ons van daar af het hy ons geroep. Elkeen van u het niks uit die eie uit gedoen. Uit die eie uit wil jy in die wêreld wees. Uit jou vlees uit wil in die vlees wandel, jy wil daar wees, maar God het gekom, jy kon niks uit jouself uit doen nie, die Here het jou geroep uit die duisternis uit. Geen werke kan jy daar uitgekry het nie. Ons is uit die duisternis geroep in sy wonderlike lig, en selfs is ons geroep tot heerlikheid. Elkeen van ons vanoggend is geroep tot heerlikheid. God roep ons deur sy genade vanoggend. Niks wat u doen vanoggend kan u red. Niks wat u doen vandag kan u van die duisternis afbring na die lig. En as u vanoggend hier sit en sê, maar ek is nie bekeer. Ek het nie die keuse vir die Here gemaak nie. U kan niks uit u self uitdoen. Die Heilige Gees kom en hy trek u. U word geroep uit die duisternis uit na die lig toe. En is beskikbaar vir elkeen van ons. God roep ons deur sy genade. Paulus wil hê ons moet die hoop verstaan. Hy sê, hy wil hê ons moet dit verstaan, dit moet verlig word, dat ons die hoop wat ons hier kan verstaan. Efesiërs 4:4, dit is een liggaam en een gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping. So ek en u is geroep vanoggend. Niks is nie toeval nie. Met ander woorde, as u sê, my ouers het die Here gedien en daarom dien ek die Here. Dan vra ek u, het u werklik bekeer? U moet self daai keuse maak. En u is geroep daardeur. Die woord in die Here sê vir ons, sommige roepings vandag het vir ons niks nie. Daar's nie hoop nie. Maar die roeping wat ons in Christus het, verseker ons van 'n vreugdevolle toekoms. Die oomblik toe u geroep is en dit aangeneem is 'n kind van die Here, is al toekoms, 'n vreugdevolle toekoms vir my en u vandag. En dit is wat die roeping so mooi maak. Die woord hoop wat Paulus van praat, dui op die versekering vir die toekoms. Met ander woorde, wat beteken dit vir my en u vanoggend? En dit is so belangrik dat ons dit besef, en Paulus wil gehad het, die Efesiërs moes dit besef, en vanoggend besef ek dit. Wat wag ons voor? Wat is my en u hoop vanoggend?
Jesus Christus, die koms, die terugkeer van Jesus Christus, wanneer hy die kerk gaan kom haal, en dit is hoop vir ons. Die Here kom terug vir my en u, en dis hoe belangrik dit is vanoggend. Die gebou is, soos ek al gesê, is wonderlik om hier te sit, maar ons is 'n gemeente, lewendige stene, en daarom weet ons, Jesus Christus kom terug vir sy kerk. En dit gee vandag vir my en u die hoop. So met ander woorde, ons is nie maar net hier vandag. Dis nie toevallig dat ons hier is nie. En ons moet streef daarna, aanhou, tot Christus ons kom haal. Amen. En dit is my en u hoop vanoggend. Ons is nie in 'n hopelose toestand. Die wêreld kan uitmekaar uitval. Die wêreld kan hopeloos wees en hopeloos lyk, en dit kan net chaos op chaos wees, maar ek en u vanoggend het lewendige hoop. En dit is wat Paulus wil hê, ons mag dit nie vergeet nie. En vandag moet dit vir my en u, daai lewende hoop moet vir my en u 'n aanmoediging wees. Dit moet vir my en u 'n aanmoediging wees. Die hoop wat aan ons roeping behoort, moet kragtig in ons lewe werk, en daarom moet ons rein lewe. Ons moet so lewe, dat wanneer die Here ons kom haal, wanneer ons tyd klaar is, dat ons nie van hom af beskaamd moet weggaan. En dit is wat die besluit is, wanneer ons 'n kind van God is, maak ons daai keuses. Dan besluit ons, wat moet ek kies? Gaan ek hierdie kies, wat ek weet nie reg is nie? Gaan ek terug na die wêreld toe, bietjie wêreld, bietjie in die kerk, bietjie die Here dien? Nee, ons moet so lewe, hierdie hoop, en die feit dat Christus terugkom, moet my en u motivering wees vandag, om te sê, ek wil so lewe, so rein lewe, dat ek nie beskaamd sal staan, wanneer hy terugkom. En dit moet my en u motivering wees. Kom ons kyk dan verder, sodat ons God se rykdom kan ken. Kom ons kyk na Efesiërs 1:18, wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Dit is 'n wonderlike waarheid, dat God na ons kyk as deel van sy groot rykdom. Is dit nie vanoggend vir ons groot nie? God kyk na my en u, as sy groot deel van rykdom, of sy groot rykdom. Paulus bid dat ons oë van ons harte sal oopmaak, sodat ons hierdie verstommendheid sal sien. Baie keer hoor ons woorde, maar dit raak nie, dit pas nie, dit gaan nie diep in nie, dit maak nie 'n impak op ons lewe nie. Maar hierdie woorde, sê Paulus, mag ons oë verlig word, mag ons sien wat dit beteken, dat ons hierdie verstommendheid kan sien, dat ek en u, mense, gewone mense, kan besef, dat God na my en u kyk, as deel van sy groot rykdom. Dis wat hy wil hê ons moet sien. Nie net wat ons van God erf nie, maar dat ons God se erfenis is. Ek en u is God se erfenis. Dit is hoe belangrik ek en u vandag is vir die Here. So as u vandag hier sit en sê, ek voel soos niks, moet hierdie, Paulus sê dat die verstand en die oë verlig kan word, dat jy hierdie waarheid kan sien. En dit is nie iets vreemds hierdie nie. Selfs in die Ou Testament word dit genoem, as ons gaan kyk na Deuteronomium 4:20, sê God vir Israel, julle is die volk wat die Here vir hom as sy eie geneem het. En die Engelse vertaling, to be a people for his own possession as today. En hierdie gedeelte, wat het gebeur? God het Israel, tussen al die volke, het God Israel uitgekies, en gesê, julle is my besitting. Ek het julle uitgekies, julle is my eiendom, his own possession. En dit was Israel. Maar vandag is ek en u wat kinders van God is hierdie vir my en u persoonlik. Ons is persoonlik uitgekies deur God. Ons is vandag sy besitting. Ons behoort aan hom, sy erfdeel. So as een hom glo, elkeen wat hom glo, elkeen van u wat hier sit vandag, moet dit besef.
En Paulus wil ons vanoggend herinner, dis die gebed wat hy wil hê ons moet besef. Want as ons dit besef, moet ons hele lewe verander. Want wat dit beteken, u kan op 'n ouderdom wees van, kom ons sê, 53. En mens was afgekraak, ek was afgekraak byvoorbeeld. En ek het dit geglo wat vir my gesê was. En ek deur die hele lewe dit vasgehou. En ek het besef, ek dink ek is niks nie. Almal het vir my gesê, en jy gaan deur jou hele lewe, en jy kom op 'n ouderdom, wat jy ook al vandag mag weet, moes jy al reeds afgelê het, weggegooi, want Paulus sê, ons moes hierdie al besef het. Ons moes hierdie al gesien het, wat se waarde jy het. Die oomblik as jy kind van die Here, moet jy besef, dit wat gesê was, is teenstrydig met God. Dis teenstrydig, want hoe kan dit moontlik wees dat ek hierdie tipe persoon is wat gesê word ek is deur mense, terwyl God vir my sê, ek is sy eiendom. Sy spesiale skat. Gaan dit u hele leefwyse verander? Gaan dit u heeltemal verander wat u van uself dink? Want ek is nie net normaal nie. Ek is nie net gewoon nie. Ek is 'n spesiale eiendom van God. Ek is sy kind. En as ons dit begin doen, dan kan ons hierdie vers sien wat Paulus gesê het. Maar nou in Christus word daardie waarheid intens persoonlik vir elke enkele mens. Hierdie is nie 'n algemene gebed vanoggend. Hierdie is intens persoonlik vir elkeen van u wat hier sit. Maak nie saak wat 'n mens ooit vir u oor u gespreek het en gesê het nie. Jy sal dit nooit maak in die lewe. Jy is nie goed vir dit. Jy gaan niks kan doen nie. Dan kom die Here en sê, maar dis nie waar nie. Hierdie is intens persoonlik vir my nie vandag. In 'n heelal, gevul met die sterre, gevul met die almag, met die onbeskryflike skoonheid wat daar is in die natuur, in 'n heelal, so groot wat geen mens het, geen teleskoop kan werklik eers bepaal wat eintlik aangaan. In so 'n wêreld, kyk die almagtige Skepper van die heelal vanoggend na hierdie kerk, na jou en na my, en hy sê, dit is my rykdom, dit is my kosbare besitting, dit is my heerlike erfdeel. Mag u oë oopgemaak word om hierdie enkele vers vanoggend u eie te maak. Die Skepper, die almagtige God van die heelal, sy oë is op ons vanoggend. Sy teenwoordigheid is hier vanoggend. En hy sê van sitplek na sitplek na sitplek. En jy kan die naam daarby sit vanoggend. Dit is my rykdom. En hy begin by Don en hy gaan af. Met elke ene, tot daar agter, oral van ons, elke persoon, hy sê, dit is my rykdom. Dit is my kosbare besitting. Broers en susters, dit met my en die Vader. Mag dit my en die vanoggend, Vader. Want as dit ons verander, hoe gaan u dag van nou af lyk? Hoe gaan u huwelik lyk? Hoe gaan u familie lyk? Want ons kom en ons vat met hierdie wonderlike openbaring vanoggend, gaan ons hier uitstap. En ons gaan sê, ek is nie gewoon nie. My God het dit vir my gesê. En ek vat dit vanoggend, want ek weet dit is waar. Amen. Kom ons kyk na die volgende gedagte, sodat ons God se krag mag ken. Efesiërs 1 vers 19 tot 23. En wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo. Na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus toe hy hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele. Bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word,
nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. En hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof oor alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is, die volheid wat alles en almal vervul. Wanneer ons in hierdie gedeelte kyk, Paulus bid nie dat die Efesiërs krag kry. Hy kom en hy sê, julle moet weet, maak julle oë oop, mag julle oë oop gaan, om die krag te sien wat hulle reeds het. Met ander woorde, kom hy sê, hy bid nie sê, julle moet krag kry. Julle oë moet oop gaan, om te besef die krag wat julle reeds het. En ek wil daarna kyk vanoggend. Dit is 'n krag wat nie van ons kom nie, maar van God self, hierdie krag. En Paulus kom en hy met hierdie woord wil hy net sê God het krag. Hy kom en hy vat 4 Griekse woorde om hierdie krag te verduidelik. En hy kom en hy skilder vir ons 'n prentjie van God se krag vanoggend. En ek wil jy ons moet daarna kyk. Die eerste woord wat hy gebruik is dynamis. Met ander woorde, wat is dynamis? Dit is soos 'n reserve van dinamiet. Met ander woorde, God se wonderwerkende potensiële krag. So dis die eerste woord wat hy gebruik om hierdie krag van God te verduidelik. Tweedens, energia. Dit is daardie krag in aksie, soos energie wat vloei. So dit is wat hy sê hoe God is. Dis God se krag, soos energie wat vloei. Dan die volgende sê hy, dis kratos, die woord wat hy gebruik ook, dit is oorwinnende, heersende krag, wat enige teenstand verbruisel. So dit is wat hy kom en hy sê, dis die krag van God. Kan jy die woorde sien? Kan jy sien hoe Paulus het wil vir ons beskryf? Dis nie net God het krag. Hy kom en hy verduidelik vir ons. En in die laaste woord is iskes. Dit is 'n innerlike sterkte van God self. So dis die woorde wat hy gebruik. Dit is die allesomvattende, onstuitbare, almagtige krag van die skepper van die heelal. Dit is wat Paulus vir ons kom sê. Hy sê, dis wat ek vir julle wil sê, dis die God wat ons dien. Dis die God se krag vanoggend en hy wil hê ons moet dit besef. En hy sê, hierdie krag is vir ons almal wat glo. Dit is die krag wat in ons werk vir ons. Met ander woorde, ons gaan nou daarna kyk. Dit is met ander woorde die krag, God se krag wat in ons werk. Sy krag wat in ons vir ons. En dis belangrik om dit so te sien. As ons ooit twyfel oor hierdie krag lyk, sê Paulus dan, gaan hy verder. Hy sê dis die krag van God. Maar as jy twyfel oor God se krag, kom ek vertel vir julle wat het gebeur. God se krag het Christus uit die dood opgewek. Dis die krag. Christus uit die dood opgewek. Die opstanding is die oorwinning. Dit is die krag wat die dood, die sonde en die duisternis oorwin het. Dit is God se krag. En dis wat die Here sê, dit is wat hy doen. Dit is die grootste magsvertoon in die geskiedenis in heel ooit. Christus is uit die dood uit opgewek. Dan kyk ons verder, hierdie krag kom en dit kroon Christus as koning. Met ander woorde, God het hom 'n plek aan die regterhand gegee. Aan die regterkant gaan die posisie van hoogste autoriteit. So Christus is nie opgewek uit die dood nie, hy het opgevaar. En hy sit in die regterhand van God. Dit is daardie krag van God. Dit is wat Paulus hierso sê, die posisie, die hoogste autoriteit. Hy sit nou ver bo elke mag, elke heerser, elke titel en elke persoon, probleem, wat ons ooit op die gesig kan staar. Want God het hom opgewek, hy sit in die regterhand van God. Dit is die krag vanoggend, broers, dis God se krag. En ek wil hê ek moet dit besef ons wie ons dien. En ek moet daar besef wie ons dien. Vers 22 sê God het hom as hoof oor alle dinge aan die gemeente gegee. So Christus is die hoof van ons gemeente vanoggend. God het hom die mag gegee, hy is hoof van ons as gemeente, en hy kom terug om ons te kom haal. Sy heerskappy is 'n geskenk vir ons. Hy gebruik sy mag om ons, sy kerk, te verander en te lei en te versterk. Want uit onsself het ons die krag nie. Uit onsself het ons die mag nie, maar God kom en hy stel ons in staat en hy werk deur ons, vir ons, om te doen wat hy wil hê ons moet doen. Ons is sy liggaam en hy is die hoof.
Hy is die bron van ons lewe en ons rigting. Hy is ons bron. Sonder hom is ons niks. Sonder hom is ons niks. En ek en u moet dit besef. So baie kere dink ons is iets. Maar sonder God, sonder Christus in ons lewe, is ons niks. Sonder hom is ons niks, maar met hom is ons deel van dit wat ewig en onstuitbaar is. En dis verskriklik belangrik dat ons dit besef. En dan wil ek dit vandag persoonlik maak. Wat beteken dit vir ons? Wat beteken dit vir ons? Ons oë moet verlig word. En wat beteken dit vir ons? Wanneer jy swak voel, onthou die dynamische krag van God. Wanneer jy swak voel, die krag van God wat onmetelijk meer kan doen, as wat ons kan dink of vra. So as jy vandag swak voel jy swak, waardoor gaan jy? Voel jy, Here, ek kan nie heen. Ek sukkel met versoeking, ek kry dit nie reg nie, ek val, ek is so swak, dan gaan jy en jy vra, Here, help my, en God se dynamiese krag is daar, dit is soos dynamietkrag, om my nie te help. En kom jy vandag, voel jy vasgevang of voel jy gestagneer, ek is vasgevang, ek voel net ek kan nergens heen gaan. Ek is vas. Dan kom ons vanoggend en ons kry die energie krag van God af. Wat altyd in jou werk. Daai krag wat altyd in jou werk, selfs wanneer jy dit nie kan sien nie. God los jy nie. Selfs wanneer jy sê ek sien niks, is God se krag, daai krag, daai energiekrag. En wanneer jy oorweldig voel deur die chaos van hierdie wêreld, voel die vandag dalk oorweldig. Dis chaos. Dis chaos in my lewe, dis chaos in die wêreld, dis chaos in ons land. As jy op daai plek is en jy voel dat dit is hoe ek voel. Omdat die kratos van God, die kratos krag van God, wat alles in sy oorwinnende hand het. Niks van hierdie wat gebeur is 'n verrassing vir God nie. Niks wat in hierdie wêreld gebeur is 'n verrassing vir God nie. God word nie omkant betrap. Al lyk dit chaos, ons het God wat daar is vir ons. En wanneer ons onbevoeg of swak voel vir enigiets wat voor lê, die ekskuus krag van God, sy magtige vermoë wat perfek gemaak word in u en my swakheid. En daardie krag het ek gaan kyk, wat beteken die woord, ek weet nie of jy al Windows gewerk het of iets, dan staan altyd was 'n add-on. Jy kan hierdie add-on op die program. Hier is nie add-on krag. Dit is nie, dis God. Die krag in hom, hy hoef niks by hom te voeg nie. Om hierdie woord te sê, God is daai krag. So ons hoef niks by God se krag te voeg nie. Hy het die vermoë om dit wat wanneer jy onbevoeg of swak voel, hy het vermoë om perfek in u te kom en u help in u swakheid. Dan sluit ek vanoggend af. Dan voel jy vanoggend magteloos. Dan sien my omstandighede so groot, ek weet nie wat om te doen. Jy voel dalk so. Hou vas aan hierdie waarheid. Hou vas aan hierdie waarheid. Dieselfde krag wat Jesus Christus uit die graf opgewek het, is nou in my en u deur die Heilige Gees. So is nie alleen nie. Die Heilige Gees is in my en u, en dieselfde krag wat Jesus uit die dood het opgewek het, is vanoggend in my en u deur die Heilige Gees. Die koning wat oor die ganse heelal regeer, noem jou en my sy eie. En hy is ons leidsman. Ons is vandag sy eie. En wat ook al jy mag deurgaan, jy kan sê, my lewe is chaos. Ek hoor hierdie woorde, maar ek verstaan dit nie. Want kyk hoe lyk my lewe. Dit is waaroor Paulus gebid het. Laat u oë verlig mag word. Dat jy dit kan sien en kan ervaar en kan waarneem, ongeag wat om u aangaan. Want die waarheid is, hy is ons leidsman. Moenie in jou eie beperkte krag probeer lewe nie. Moenie in die eie beperkte krag lewe, maar lewe deur die Gees.
Hoekom sal ons 'n skat gaan soek wat ons reeds het? Ons het reeds sy geestelike gawes van Jesus Christus ontvang. Hoekom sal ek gaan en iets gaan soek wat ek reeds het? En daarom vra die Here dat ons my en u geestelike oë sal geopen word, dat dit 'n realiteit sal wees en hierdie vers is vir my so krag vanoggend. Die Amplified gedeelte. By having the eyes of your heart flooded with light. Hoe sal dit lyk vanoggend as my oë geflad word deur lig? Dink daaraan en ek probeer 'n beeld, kom ons sê is pikdonker, kom ons sê is 'n plaas of 'n plot en is pikdonker en jy kry floodlights. Jy het hierdie groot lig en as dit op aan die donkerte is verdwyn. Dis oop, in die donker nag kan ek elke stukkie sien wat daar aangaan. En dit is wat hierdie so mooi vertaal vir my, dat my hart my oor van my hart so gevlad word met hierdie lig van die kennis van God, dat ek kan weet, ek kan nou optree. Hierdie wys my identiteit, leef in die krag van opgestaane Christus. Met ander woorde, leef in die krag, leef in die oorwinning vanoggend, wat ek en u het. Ons het reeds die kosbare skat. Besef u dit. En daarvoor ons moet ons leef. Amen. Amen.